Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor geestelike vernuwing. Geestelike vernuwing en ons skrifgedeelte vanoggend is die 8ste hoofstuk van Nehemia. Nehemia hoofstuk 8. Maar terwyl julle die woord oopmaak, kom ons maak eers die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, dankie vir nog 'n wonderlike dag. Dankie Here dat U die hemelse sluise oopgemaak het oor my land. Here, en vanoggend kom ons na U toe en ons vra Vader, seën elkeen wat vanoggend luister. Seën elkeen met ore wat oop is om te hoor, met 'n verstand wat oop is om te verstaan en 'n hart wat oop is om die boodskap te bewaar en ook om hierdie boodskap in hulle lewens toe te pas. Here, en dan vra ek ook dat U my weer eens sal seën deur my lippe aan te raak, Here, sodat wat ek spreek nie uit myself kom nie, maar dat dit U is wat deur my spreek. Ek vra dit in Jesus se heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, verskoon tog. Twee ou dames het een Sondag uit die kerk uitgestap en een het gesê, ag nee, daai prediker preek beslis lank. En haar vriendin het geantwoord, nee, hy preek nie regtig lank nie, dit voel net soos 'n lang tyd. En ek wonder wat hulle sou gedink het van 'n diens wat omtrent 6 uur se Bybellesing en prediking op die mense se versoek gehad het en waar die mense die hele tyd gestaan het, nie eens gesit het nie. En nee, dit nie, hulle het die volgende dag teruggekom vir nog. Dit was die merkwaardige situasie waarvan ons hier in Nehemia hoofstuk 8 lees. Verskoon tog. Dit sou akkuraat wees om dit 'n herlewing of 'n tyd van ongewone geestelike vernuwing te noem. En die middelpunt van hierdie herlewing was die uiteensetting van die skrif. Trouwens, Derek Kidner sê in sy boek Ezra en Nehemiah in die Tyndale Old Testament Commentary, sê hy, hierdie dag sou 'n keerpunt wees. Van nou af sou die Jode hoofsaaklik 'n volk van die boek wees. In ons teks leer ons dat 'n sterk klem op God se woord is 'n primêre teken van geestelike vernuwing. Jy weet, deur die eeue heen het God se mense deur siklusse gegaan waar sy woord verwaarloos is en die geestelike toestand van sy mense versleg. En dan in sy genade stuur God vernuwing. En onvermydelik is een van die hoofkenmerke van sulke vernuwing hernieude klem op God se woord. Ons sien dit in die Ou Testament toe Juda onder die goddelose heerskappy van koning Manasse en sy seun Amon gekwyn het. En Amon se seun Josia het die Here begin soek toe hy 16 was en hy het geestelike hervorming ingestel. En toe die priester Hilkia 'n afskrif van God se wet gevind en Josia het die nasie tot bekering geroep in 2 Kronieke 34 vers 14. En herlewing het gevolg omdat God se woord gehoorsaam is. En dieselfde het tydens die hervorming wat ons altyd van praat gebeur. Die hervorming wat ons gereformeerde kerke tot gevolg het. Want dit was in sy kern 'n herlewing van God se woord. Want die Rooms-Katolieke kerk het die woord verwaarloos. Priesters was die enigstes met toegang daartoe en die meeste van hulle was onkundig oor die inhoud daarvan. En John Wycliffe en William Tyndale het gewerk om die Bybel in algemene Engels te vertaal. En Martin Luther het die Bybel in Duits vertaal. En Johannes Calvin het begin om verklarende preke te lewer, die woord te verduidelik en toe te pas op die mense van Genève. En die hervormingstema Sola Scriptura het God se mense vernuwe. En dieselfde was waar van die groot Puriteinse herlewings in Engeland en Amerika gedurende die 16de en die 17de eeue. En J.I. Packer in sy A Quest for Godliness skryf die volgende, hy sê, want Puritanisme was bo alles 'n Bybelbeweging. Vir die Puritein was die Bybel in werklikheid die kosbaarste besitting wat hierdie wêreld bied. Sy diepste oortuiging was dat eerbied vir God, eerbied vir die skrif beteken, en om God te dien beteken om die skrif te gehoorsaam.
Vir hom kon dus geen groter belediging aan die Skepper gebied word as om sy geskrewe woord te verwaarloos nie. En omgekeerd kon daar geen ware daad van huldeblyk aan hom wees as om dit te waardeer en daarin te delf en dan die leer daarvan uit te leef en te verkondig nie. Intense verering vir die skrif as die lewende woord van die lewende God en 'n toegewyde besorgdheid om alles te ken en te doen wat dit voorskryf, was Puritanisme se kenmerk. In Nehemia 8 wys vir ons vanoggend 4 kenmerke van geestelike vernuwing wat verband hou met God se woord. En die eerste is, vir geestelike vernuwing moet God se mense sy woord lees. Hierdie mense het bymekaar gekom en Esra gevra om die boekrol op daai stadium van die wet van Moses wat die Here aan Israel gegee het te bring in vers 1. En hulle het van dagbreek tot die middag daaruit voorgelees. En Kindler sê, weerlê die liberale siening dat die Pentateeg, wat dan die 5 boeke van Moses is, die skepping van 'n onlangse redakteur was wat van die ouer materiaal saamgestel is. Hy sê dat dit wat Esra voorgelees het, klaarblyklik nie 'n nuwe manifest was nie, maar eerder, soos hy sê, die grondslagartikels van die geloof neergelê by die uittog was. En ook het hierdie wet volle goddelike gesag gehad. Want die frase wat vertaal word as wat die Here aan Moses gegee het, is letterlik wat die Here Moses beveel het. Verskoon. Soos Kindler opmerk, Peter mens nie met materiaal wat mense in sulke terme sou beskryf. Die mense het die feit erken en gerespekteer dat God hierdie materiaal aan Moses gegee het en daarom was dit sy gesaghebende woord aan hulle. Eksemplare van die wet van Moses was waarskynlik ietwat skaars en baie van die Jode het dit dalk nog nooit tevore gehoor nie. Want selfs in die Nuwe Testament gee Paulus vir Timoteus opdrag om in kerkvergaderings aandag te gee aan voorlesing, vermaning en lering, en hy praat van voorlesing uit wat ons as die Ou Testament ken. En tot die uitvinding van die drukpers in die 15de eeu moes die Bybel met die hand oorgeskryf word en dikwels was daar slegs 1 eksemplaar in 'n stad en dikwels was dit aan die ketting aan die kansel vasgeketting. En aangesien mense dikwels ongeletterd was, moes die Bybel in die openbaar gelees word sodat die gewone mense kon weet wat dit sê. God kon op 'n ander manier as skriftelik met ons gekommunikeer het. Ek bedoel, hy kon 'n engel na elke taalgroep gestuur het met sy boodskap en Wycliffe Bybelvertalers baie tyd en moeite gespaar het. Hy kon die boodskap mondelings van geslag tot geslag laat oordra het. Maar hy het gekies om dit in geskrewe vorm te stel. En dit beteken dat ten minste 1 persoon in die groep, en verkieslik dan eerder baie, moes leer lees en studeer vir mense om God en sy boodskap van verlossing te ken. En ek sou argumenteer dat die sterkte van 'n kerk in direkte verhouding sal wees tot die aantal mense in daardie kerk wat God se geskrewe woord lees en bestudeer. Ons leef in 'n kultuur waar amper almal van ons weet hoe om te lees. En diegene wat nie kan lees nie of nie goed kan lees nie, kan maklik leer hoe om te lees. En ons het verskeie vertalings van die Bybel in ons tale. En tog spandeer die meeste westerse Christene baie meer tyd om nutlose rekenaarspeletjies te speel of voor die TV te sit wat gemors uitspoeg as om die woord van God, wat God vir ons in die Bybel gegee het, te lees en te bestudeer. So geliefde, ek wil vir jou sê, vir die beswil van jou siel, wil ek jou uitdaag om die Bybel al die dae van jou lewe te lees en te herlees. As jy geestelike hernuwing wil hê, sal dit net deur God se woord kom. In Psalm 119 wat God se woord prys, noem die outeur van Psalm 119 was waarskynlik Esra. Noem hy 9 keer hoe God se woord of 'n sinoniem vir die woord herlewing bring. In verse 25, vers 50, vers 93, vers 107, vers 149, vers 154 en vers 156 van Psalm 119. En as jy dit nog nooit gedoen het, wil ek jou aanmoedig om die hele Bybel in die volgende jaar te lees, deur te lees. Vir geestelike hernuwing moet God se mense sy woord lees. En tweedens, vir geestelike vernuwing moet God se mense eerbiedig hoor hoe sy woord uitgelê word. Om ore te hê wat werk, waarborg nie dat ons werklik hoor nie.
Alhoewel God ons met 2 ore gemaak het wat ons nie kan toemaak nie, en 1 mond wat ons kan toemaak, wat ons behoort iets te leer daaruit, sluit ons soms ons gedagtes af, sodat ons nie regtig hoor wat gesê word nie, al het ons die klanke van die woorde gehoor. Enigiemand wat getroud is, het daardie ervaring al gehad, jou vrou praat met jou, maar jy lees die pos of die koerant, en jy het niks gehoor wat sy sê nie. As die grappie van die man wat sê, gisterand het my vrou vir my geskree, jy luister nie wat ek vir jou sê nie. En toe dink ek met myself, dis 'n snaakse manier om 'n gesprek te begin. Maar net soos dit moontlik om die Bybel te hoor, gelees word of gepreek word, en niks te hoor nie, want jou gedagtes, jou aandag was elders. En daarom het Jesus dikwels gesê, soos in Markus 4 vers 9 en ook Markus 4 vers 23, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. En in Lukas 8 vers 18 het hy gesê, pas dan op hoe julle hoor, want elkeen wat het aan hom sal gegee word, en elkeen wat nie het nie van hom sal weggeneem word, ook wat hy dink dat hy het. En as die Bybel die woorde bevat wat God self vir ons sê, dan betaam dit ons mos beslis om eerbiedig te luister na wat hy sê. En die mense in ons teks vanoggend was beide oplettend en eerbiedig toe God se woord vir hulle voorgeles is. Vers 3 noem hulle oplettendheid en verse 5 en 6 toon hulle eerbied. Hulle het opgestaan asof hulle 'n koninklike besoeker wou groet en toe het hulle in aanbidding neergebuig. En hulle het nie die werklike boekrol aanbid wat Esra in sy hand gehad het nie, maar eerder die God wat die woorde van daardie boekrol aan Moses en deur Moses aan hulle gegee het. Aandagtigheid spruit uit eerbied. As ons eerbied vir God en die feit dat hy met ons praat deur sy woord behou, dan sal ons aandag gee aan wat hy sê. As ons vergeet dat dit die woord van die lewende God aan ons is, dan sal ons gedagtes na ander dinge dwaal. En ek besef dat predikers soms vervelig kan wees. Maar as ek jou aandag verloor, rig jou gedagtes op die teks van die skrif en vra die Here om dit vir jou hart oop te maak. Rowland Hill was 'n 18de eeuse Engelse prediker wat baie deur God gebruik is en kort voor sy dood het hy 'n ou vriend besoek wat hom vertel het dat hy steeds die teks en 'n deel van 'n preek onthou wat hy Hill 65 jaar tevore hoor preek het. En Hill het hom gevra, nou wat is dit wat hy onthou? En hy het gesê dat Hill gesê dat sommige mense nie van die prediker se lewering hou wanneer hulle na 'n preek luister nie. En toe hy gesê, gestel jy gaan luister na die testament van een van jou familielede en jy verwag 'n nalatenskap van hom. Jy sou nouliks daaraan dink om die manier waarop die prokureur die testament lees te kritiseer. Inteendeel, jy sal al jou aandag gee om te hoor of enigiets aan jou nagelaat is en indien wel, hoeveel. En dit is die manier om die evangelie te hoor of na die evangelie te luister as dit verkondig word. En hierdie kom uit die boek Lectures to My Students van Charles Spurgeon, hy het dit aangehaal. Geestelike vernuwing kom deur eerbiedig God se woord te hoor wanneer dit gelees en verkondig word. En derdens, vir geestelike vernuwing moet God se woord onderrig word. Verse 7 en 8 berig dat hierdie manne wat saam met Esra op die platform gestaan het, die wet aan die mense verduidelik het. En sy volk is in die wet onderrig. Dan hoor om die betekenis te gee sodat hulle die lesing van die woord verstaan het. En geleerdes debatteer oor die betekenis van die woord onderrig en soms gesê dat aangesien baie van die mense Aramees gepraat het, het die Bybelse Hebreëus en Aramees dat die Bybelse Hebreëus en Aramees vertaal moes word. Maar waarskynlik is die betekenis van die Afrikaanse ou vertalings wat ons het ken korrek, dat die onderwysers die lesing van die skrif duidelik gemaak het en die betekenis gegee het, soos wat 'n predikant vandag sal doen. En Esra sou waarskynlik die gedeelte lees en dan sou sy assistente miskien in kleiner groepe daardie gedeelte uitbrei om die betekenis vir die mense duidelik te maak. Meeste van die Bybel is duidelik vir enigiemand wat kan lees. En soos Mark Twain glo gesê het, was dit nie die gedeeltes van die Bybel wat hy nie verstaan wat hom geplaai het nie. Dit was die dele wat hy kon verstaan wat hom geplaai het. Maar daar is sommige gedeeltes van die skrif wat moeilik is om te begryp en daarom het God aan die kerk
pastore en leraars, onderwysers gegee om sy mense te help om sy woord te verstaan en in hulle lewens toe te pas. En ons is vandag ook geseënd met baie uitstekende studie-instrumente om ons te help om die woord te leer in tye van persoonlike studie. Studiebybels, Bybelhandboeke, woordstudieboeke, kommentare, Bybelensiklopedieë en teologiese boeke, daar's 'n menigte. En om die Bybel behoorlik toe te pas, moet jy dit behoorlik interpreteer. En om dit behoorlik te interpreteer, moet jy verstaan wat die outeur bedoel het vir die mense aan wie hy geskryf het in die konteks van die tyd waarin dit geskryf is. En aangesien die Bybel ook as 'n verenigde geheel by mekaar pas, moet jy begrip kry van alles wat die Bybel oor 'n onderwerp leer, deur skrif met skrif te vergelyk en die Bybel op sigself te interpreteer. Met ander woorde, laat die Bybel homself interpreteer. En soms vereis die historiese navorsing om die gebruike en of die historiese gebeure te ontdek wat verband hou met die Bybelteks. En soms vereis dit dat jy of die oorspronklike Bybeltale ken of dat jy geleerdes raadpleeg wat dit doen om woorde en of grammatikale konstruksie te verstaan. Dit vereis dat jy 'n spesifieke vers of 'n paragraaf van die skrif interpreteer in die groter konteks van die boek waarin dit geskryf is. Want as jy teks uit sy konteks neem, dan kan jy die Bybel omtrent enigiets laat sê wat jy wil. En ons sien dit toenemend gebeur deesdae. Baie kan gesê word, maar laat ek 2 opmerkings maak oor gesonde Bybelonderrig. Eerstens, gesonde Bybelonderrig moet akkuraat, duidelik en op die lewe toegepas of toepasbaar wees. Dit moet akkuraat wees. Jy kan allerlei interessante punte maak, maar as jy nie akkuraat weerspieël wat die gedeelte leer nie, onderrig jy nie die Bybel reg nie. Dit moet duidelik wees. Ja, toegegee, sommige tekste is baie moeilik om te verstaan, want selfs Petrus sê dit oor sommige van Paulus se geskrifte in 2 Petrus 3 vers 15 tot 16. En soms het Jesus doelbewus sy woorde uit obskuur gelyk, veral in sy gelykenisse, om die waarheid van spotters weg te steek. Maar gewoonlik is die werk van 'n Bybelonderwyser om die waarheid duidelik en eenvoudig oor te dra. Martin Luther het predikers wat op die intellektuele en die skare gemik het veroordeel tot die nalatigheid om eenvoudige ongeleerde mense te help om die reddende waarheid te verstaan. Hy het gesê dat alhoewel hy meer as 40 doktore en magistrate in sy kerk gehad het, wanneer hy gepreek het, hy met die jong mense, die kinders en die dienaars gepraat het. En as die geleerde mense nie beïndruk was nie, het Luther gesê, is die deur oop, laat hulle maar gaan. Dit kom uit die boek The Table Talk of Martin Luther, wat deur Thomas Kepler geredigeer is. Maar wat ons moet besef is dat gesonde leer moet akkuraat en duidelik wees. Maar dit moet ook op die lewe toegepas word. Terwyl jy die woord persoonlik bestudeer en as jy dit ooit onderrig, moet jou doel wees om die vraag te antwoord. So, wat gaan hier aan? Watter verskil behoort hierdie teks in my lewe en in die lewens van my hoorders te maak? Johannes Calvin het teologie nie as 'n doel op sigself beskou nie. En hy het gesê, soos aangehaal deur T.H.L. Parker in Calvin's Preaching, hy het gesê, wanneer ek die Heilige Skrif uitlê, moet ek altyd hierdie reël maak, sodat diegene wat my hoor, voordeel kan trek uit die leer wat ek voorhou en tot saligheid opgebou kan word. En dan sê hy verder, as ek nie die opbouing van diegene wat my hoor bewerkstellig nie, is ek 'n heiligkenner wat God se woord ontheilig. Die woord van God is nie daar om ons te leer babbel nie om ons welsprekend en subtiel te maak nie, en ek weet nie wat nog nie. Dit is daar om ons lewe te hervorm, sodat dit bekend is dat ons God wil dien, om onsself geheel en al aan hom te gee en onsself aan sy goeie wil te onderwerp. En tweedens, gesonde Bybelonderrig vereis toewyding van die kant van die onderwyser en die geleerde. Maar diegene wat onderrig, moet daartoe verbind wees om die tyd en die moeite te neem om te studeer en voor te berei. Jy kan nie die Bybel akkuraat en duidelik en met behoorlike toepassing op die lewe onderrig as jy net 'n teks lees en sê wat ook al op die oomblik in jou gedagtes kom nie. En tog sien ek deesdae veral doen baie pastore presies dit en beweer dat die Gees hulle lei. Hulle kom op die verhoog deesdae, soms nog agter 'n preekstoel en dan sê hy, die Here het hierdie skrif vanoggend vroeg op my hart gelê, kom ons lees dit, en dan lei die Heilige Gees om dan maar net te sê wat hy dink.
Jy kan nie die Bybel akkuraat, duidelik en met behoorlike toepassing op die lewe onderrig as jy net 'n teks lees en sê wat ook al op jou gedagtes kom nie, soos ek gesê het. Selfs die apostels wat direk deur Christus en deur die Heilige Gees geleer is, moes nee sê vir sekere bedieningseise sodat hulle self aan gebed en die bediening van die woord kon wys, soos ons in Handelinge 6 vers 4 sien. As hulle self moes toewy aan die taak van prediking, hoeveel te meer nie ons nie. Maar diegene wat geleer word, moet ook toegewy wees aan die woord. En in die kerk beteken dit dat diegene wat nie begaafd is om op die gebied van onderrig nie, dat hulle ander noodsaaklike bedieningstake aanneem, sodat diegene wat onderrig tyd het en kans het om te studeer en voor te berei. Met ander woorde, daar moet 'n verdeling van arbeid wees volgens geestelike gawes. En jy sien hierdie beginsel in Nehemia 8, want tot nou toe was Nehemia voorop alles. Hy was 'n begaafde administrateur wat mense kon organiseer en mobiliseer om die muur te bou. Maar toe dit tyd geword het om die woord te onderrig, het hy agter Esra ingeskuif wat bedrewe was in die wet van Moses, wat sy hart daarop gerig het om dit te bestudeer en te beoefen en te onderrig, soos ons in verse 6 en vers 10 van die vorige hoofstuk gesien het. En hierdie twee manne illustreer die beginsel van spanbediening vir my baie mooi. Met ander woorde, vir geestelike vernuwing moet God se mense sy woord lees, hulle moet eerbiedig sy woord hoor en die woord moet onderrig word. En laastens, vir geestelike vernuwing moet God se mense op sy woord reageer. En dit is geestelik gevaarlik om die woord te bestudeer sonder die doel van gehoorsame reaksie. Want kennis sonder gehoorsaamheid lei tot trots, soos Paulus in 1 Korintiërs 8 vers 1 sê. En ons doel, soos Calvin het gestel het, moet altyd wees om ons lewens deur die skrif te laat transformeer. En ons sien hier's 5 reaksies. Ons sien eers die bekering. Die mense het geween toe hulle God se woord gehoor en verstaan het in vers 9, omdat hulle besef het hoeveel hulle teen God gesondig het. En ons gaan dit in meer besonderhede in hoofstuk 9 sien. Maar die feit is, hoe meer die lig van God se heilige woord in ons harte skyn, hoe meer sal ons areas sien waar ons nie aan sy geregtigheid voldoen nie. Geestelike vernuwing behels altyd bekering. En tweedens vreugde. Die wolke van goddelike bekering moet vinnig opbreek sodat die son van goddelike vreugde ons harte kan oorstroom, soos ons in verse 9 tot 10 sien. God verwond ons nooit om ons seer te maak nie, maar net om te genees. Die vreugde om te weet dat hy al ons sonde vergewe het en dat ons sy volk is, moet ons harte vul. En ons sal verder na vers 10 kyk in ons volgende studie volgende week. En dan derdens goeie dade. Esra en Nehemia het die mense daaraan herinner om gedeeltes van die deel van die offerandes wat hulle kon eet, te stuur aan diegene wat niks gehad het in vers 10. En God se woord moet medelee in ons harte vir die behoeftiges voortbring. Sy verlossing, soos Titus 2 vers 14 sê, is om vir homself 'n volk as sy eie om te reinig, ywerig in goeie werke. En vierdens, gehoorsaamheid. Die mense het in die voorlesing van die wet gehoor dat hulle die Hittefees moes vier. En aangesien hy net 2 weke weg was, het hulle onmiddellik voorbereidings getref om dit te doen. En hierdie fees het beide die oes herdenk wat God se voorsiening, wat pas voorsien het, en ook die verlossing wat hy onder Moses vir hulle bewerk het, toe Israel in tydelike skuilings in die woestyn gewoon het. En Israeliete het nie 'n Hittefees soos hierdie een gevier sedert die tyd van Joshua nie, soos ons vers 17 sien. En weer eens word daar opgemerk dat hulle gehoorsaamheid tot groot vreugde gelei het. En laastens aanbidding. Die Hittefees het 'n hele week geduur en elke dag het bestaan uit meer lees van God se wet, wat uiteindelik gekulmineer het in 'n plegtige vergadering op die laaste dag, soos ons in vers 18 sien. Met ander woorde, daar was groot blydskap tesame met eerbiedige aandag aan God se woord. En terwyl die mense in die tydelike skuilings gekamp het hulle teruggedink aan God se getroue handelinge met die nasie, ten spyte van hulle sondes. En so was hulle dan gevul met dankbaarheid en liefde teenoor God vir sy genadige handelinge met hulle. En die lees en die studie en die prediking van God se woord, behoort in ons almal 'n hart van aanbidding te skep
terwyl ons nadink oor so oorvloedige barmhartigheid teenoor ons. Ten slotte, Chuck Swindoll in sy Hand Me Another Brick vertel van 'n tyd toe hy by 'n gesinskonferensie gepraat het en hy het 'n jong paartjie met verskeie klein kinders opgemerk en alhoewel hulle gelyk en geklink het soos 'n Christelike gesin, was dit vir hom duidelik dat hulle baie ellendig was. En hy kon sien en hy het besef dat egskeiding op die agtergrond in hulle gedagtes was. Maar soos die week gevorder het, het hy gesien hoe hierdie paartjie verander terwyl hulle na die lering van God se woord geluister het. Die man het aan elke woord gehang en die vrou het haar Bybel oopgehad en die boodskappe noukeurig gevolg. En aan die einde van die week het hierdie paartjie na Swindoll en sy vrou gekom en gesê, ons wil hê julle moet weet dat hierdie week 'n 180 grade ommekeer ervaring vir ons was. Toe ons gekom het, was ons gereed om te skei. En ons gaan sterker terug as wat ons nog ooit in ons huwelik was. En daardie vreugdevolle nuus is gedemp deur 'n ander gesin se reaksie. Want Chuck Swindoll gaan voort, hy sê, by dieselfde konferensie, dieselfde sprekers, dieselfde waarhede, dieselfde omgewing, dieselfde skedule, was 'n ander pa afgeskrik. Hy was nie oop nie. Hy het die eerste paar sessies bygewoon, maar met die tyd het die skuldgevoelens so groot geword en die oortuiging so diep dat hy huis toe gegaan het. Hy het die hele vorige nag wakker gebly en hy het die besluit geneem om te vertrek en nie terug te kom nie. Sy gesin het seer gemaak vertrek. Miskien selfs meer as toe hulle gekom het. So wat is die verskil? Swindoll se antwoord is houding. Die paartjie wat daarby baat gevind het, het leerbare harte gehad. Die ander man het nie. Sien, sommige mense kom kerk toe met eerbied vir God en sy woord en hulle sê, God leer my, ek wil U meer ken. En hulle is gereed om op die woord te reageer en hulle baat by die onderrig. Ander kom na dieselfde diens met sonde in hulle harte waarmee hulle nie wil handel nie. Hulle word afgeskrik deur dieselfde boodskap wat ander help om te groei. Geliefde, as jy geestelike vernuwing wil hê, ondersoek jou hart. Dit kom wanneer gevoelige harte God se woord lees en eerbiedig hoor hoe dit getrou verkondig word. Dan kom geestelike vernuwing. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie pragtige boodskap uit Nehemia. Here, dankie vir die lesse wat ons kan leer uit hierdie boek. Dankie, Here, dat U vir ons wys wat behels geestelike vernuwing, wat gaan dit vooraf en wat gaan saam met dit en hoe dit gebeur. Here, skenk aan ons hierdie geskenk van oop harte. Here, dat ons na U woord sal luister en dat dit vreugde in ons harte sal laat opborrel, sodat daar by ons ook geestelike vernuwing sal wees. Ons vra dit in Jesus se heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle geluister het. My gebed is dat hierdie boodskap vir julle ook geestelike vernuwing sal bring. Dat dit julle ook sal leer hoe om te reageer op die lees en die lering van God se woord, en vir die van julle wat leraars is, dat dit julle ook sal help in julle lering aan die mense. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef, en as die Here wil, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar om verder uit sy woord te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. Mag God julle seën. Shalom.